voorwerp word op 'n badkamerskaal in 'n huisbak geplaas wat op die 3de vloer van 'n gebou stil staan. Die lesing op die skaal sal die grootste wees wanneer die huisbak A afwaarts versnel, B opwaarts versnel, C teen 'n konstante spoed opwaarts beweeg of D teen 'n konstante spoed afwaarts beweeg. Die korrekte antwoord B opwaarts versnel. Stel jou voor, 'n persoon met massa M staan op 'n badkamerskaal in 'n stilstaande huisbak. Die kragte wat inwerk op die persoon is die gewig afwaarts en die normaalkrag opwaarts. So volgens Newton se tweede wet is die netto krag gelyk aan die massa maal met versnelling. Net so weet ons dat die netto krag gaan gelyk wees aan die opwaartse normaalkrag minus die afwaartse gewig. Nou kom ek vervang hierdie MA in F net se plek. So MA is gelyk aan die normaalkrag minus en kom ek vervang FG met die massa maal met gravitasieversnelling. En as ek dan hierdie vergelyking herskryf, dan sien ek dat die normaalkrag is die massa maal met gravitasieversnelling plus die massa maal met die versnelling van die huisbak. So, as die versnelling van die huisbak positief is, opwaarts, dan gaan ons daai faktor bytel. Die skaal gaan 'n groter lesing gee. En as die versnelling negatief is, met ander woorde, die huisbak beweeg afwaarts, dan gaan ons daai MA aftrek en die skaal gaan 'n kleiner lesing vir jou wys. En dis goed om net jouself te verbeel, jy is die persoon in daardie huisbak. Jy het dit al gevoel. As 'n huisbak opwaarts versnel, dan voel dit asof jy afgetrek word. Met ander woorde, 'n skaal gaan 'n groter lesing gee. En as jy afwaarts versnel, dan voel dit vir 'n oomblik asof jy opwaarts beweeg eintlik. En dan sal 'n skaal 'n laer lesing gee. So, die normaalkrag het ons reeds bepaal is die massa maal met die versnelling van die huisbak plus die massa maal met gravitasieversnelling. So as ons 'n groter lesing wil hê, wil ons 'n groter normaalkrag sien en daarom moet A positief wees. So in hierdie geval gaan die antwoord wees B opwaarts versnel.